kerkgemeenskap. Ek hoop dit gaan goed met julle. Kan nie dink is nou 2 video's in 'n ry nie of in 'n week nie, maar daar is nog 'n noem dit 'n absurde video wat ek met julle wil deel. En die rede hoekom ek sê hierdie is 'n absurde video, dit gaan oor die post, so 'n kort videoetjie. So kyk dit gou vandag, dit is regtig baie kort en dan net die kommentaar na die tyd. Ja, dit is 'n weird een, maar ons moet as gelowiges hierdie goed te begin raak sien. So kom ons kyk. Because every religion is a way to arrive at God. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. Pope Francis kicking off the most ambitious trip of his pontificate with Indonesia, the world's most populous Muslim-majority country, where his message centered on how different religions can coexist. E rispettandomi. The Pope stopping by the largest mosque in Southeast Asia. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno Hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma Christian. sono diversi cammini. There are different paths. Understood? Ek wil dit nou sê, die paus sit die pot mis heeltemal. Ons moet onthou dat ons glo nie, dit is absolute snert wat hierdie ou sê. En dis 'n valse profeet. Dit is wat dit is. Dit is nie 'n Christen nie. En ek sê dit baie reguit en baie direk. As ons kyk na die skrif, dan word ons gewaarsku teen valse leraars, valse profete. As ons kyk na Matteus, ek gaan gesoen te blaai Matteus 7 vers 15, pas op vir vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Die paus is nou die hoof van die kerk, van die Rooms-Katolieke kerk. Ons ken net een hoof van die kerk en dit is Christus. Hy is, soos wat die Nuwe Testament dit sê, hy is die kefale, hy is die hoof van die kerk, nie die paus nie. Christus het die gesag. Ons volg vir Christus. En wat sê Christus? Hy sê nie dat daar 'n klomp maniere is tot by die hemel nie. Hy sê in Johannes 14, baie bekende gedeelte waar hy met Thomas gesels, Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hierdie snert, dat Hindoes en moslems en watter ook al boeddhiste en watter ook al geloof, ek sien hulle almal sit daar lekker met hulle pakkies en goedjies, dat almal een God dien en dat almal se geloof tot by die hemel gaan kom, dis nonsens. Dit is nie wat ons glo nie. Ons bely en ons glo dat Jesus Christus het vir ons sondes gesterf. Luister weer, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Nie deur boeddhisme of moslim of islam of wat ook al dit mag wees nie. Islam is die geloof, moslems is die mense. Nie deur enige iets soos dit nie. Dit is absolute dwaling wat die paus hier sê. Ek wil vir julle waarsku en ek het dit onlangs met 'n groep gelowiges bespreek en toe ek sê, hierdie video is daar en die paus het dit gesê, sê die mense, dit kan nie wees nie. En dit is so. Ons moet ons oë oop hou om te kan sien wat hier aan die gang is. Ek hoop julle het 'n lekker dag kerkgemeenskap. Hou julle oë oop, nie op nie, maar op en oop. En as daar enige iets is wat julle raak sien, video's wat julle wil hê, ek moet 'n bietjie oor gesels, asseblief laat weet my. En vrede vir jou.